Hallo, hallo. Jy was ook by hierdie konferensie in Durban. Hoe was dit? Hoe was die atmosfeer daar? Hier is nog 'n paar sterk goed gesê op hierdie klankgrepe wat ons nou na geluister het. Ja, soos jy sê in die inleiding, jy weet dit was so iets van 'n sinode, maar dit was nie 'n sinode nie, so maar daar was al die verteenwoordigers van die VGK se sinodale streke. Dan was dit so iets van 'n partytjie of 'n viering want dit val saam met die 30 jaar viering van die VGK se bestaan, maar dit was nie 'n partytjie nie. Dan was daar baie akademiese referate want daar was 'n klomp akademici, hoofsaaklik van Unisa, maar dit is ook nie 'n volledig akademiese konferensie nie. En dan was daar ekumeniese vennote, so interkerklike vennote uit Europa. En hulle het kom praat oor 'n verskeidenheid van ander aktuelle goed. So dit was nie net iets wat fokus op Belhar of op kerkhereniging nie. Hulle het kom praat oor die opbloei van regse ekstremisme in Europa. Hulle het gepraat oor die konflik in Gaza op 'n soort van 'n Europese perspektief daarop gegee. So daar was 'n wye verskeidenheid van goed. En dan was daar die ding waarop ons nou maar bietjie kies om te fokus vanuit ons posisie by Kerkbode, interaksie met die NG Kerk. En dit is hoofsaaklik gedoen deur die twee, sou ek sê, prominente verteenwoordigers van die NG Kerk wat by die konferensie was die twee nuwe besems. Dit is die nuwe algemene sekretaris, Neoma Venter, wat na my verstaan die Sondag meer by die kerkdiens aspek was. Ek was toe al weg, maar dan Jan Libbe, die moderator van die algemene sinode wat deelgeneem het aan die gesprek op die Donderdag en Vrydag, wat die twee, sou ek sê, groot konferensie daar was van hierdie geleentheid. So jy vra hoe die atmosfeer was. Dit was 'n vol agenda, dit was goed bestuur, dis maar omtrent 60 afgevaardigdes, so jy moet nie die idee kry van Gallagher Estate en honderde mense nie, dit was 'n intieme ding. Daar was 'n gemoedelike atmosfeer, maar dit was baie direk gepraat, veral in die interaksie met die NG Kerk oor van hierdie temas. En ook die VGK intern. Die mens moet geen fout maak nie, dat dit is ook 'n kerk wat waar binne daar baie spanning is en van dit het definitief na die oppervlak gekom, sou ek sê. In terme van die goed wat gesê was, maar oor die algemeen 'n baie inneemlike en soort van gemoedelike atmosfeer, was my indruk gewees. Tjoh, nee, dit is omtrent ja, dit klink volgepakte program. So om terug te kom dan na spesifiek na wat ons nou uitlig is die vanuit die NG Kerk perspektief die gesprek rondom eenheid met die VGK. En ons spring weg met ons het nou eers geluister na professor Modise en hy sê sonder restituisie het versoening nie plaasgevind nie. Hy dit is iets wat baie sterk uitlig. Wat is dit wat jy hoor? Wat is dit wat jy dink hy graag wil hê die kerk moet hoor? Ja, so professor Modise, voorsitter van die algemene sinode van die VGK, ek dink wat hy doen is hy maak die gesprek rondom versoening net so bietjie stadiger en sê dit het miskien 'n algemene emosionele gevoel, maar dit het ook eintlik as jy dit bestudeer soos wat 'n akademikus soos hy doen, sekere vaste komponente. En dit geld breër as die kerk, dit is net hoe versoening neig om te werk. En dit kan gekodifiseer word, dit kan afgebreek word in sekere blokke as mens teoreties daarna kyk. Hierdie goed is nie nuut nie. Hy het al 10 jaar gelede daaroor akademies gepubliseer en baie mense sal vertroud wees, veral mense wat binne in die kerk wat al baie hiermee gewerk het. Sal die goed ken. Maar net om dit weer te sê, dit is die R wat jy genoem het, sodat daar in realiteit gebly word, dat daar gekyk word na wat is. Dat daar verantwoordelikheid geneem word, responsibility, ook op 'n persoonlike vlak. Dat daar 'n vorm van versoening plaasvind en repentance, so die twee R wat daar saamgaan. En dan wat hy sê is, die laaste R is dikwels die een in hierdie spesifieke geval, VGNG, is die laaste een, die een wat afgeskeep word en die een waar die wiele bietjie afkom. Dit is naamlik restituisie. Dit het meer te doen met strukturele aard van goeders en dit is, ek dink die kern van sy bydrae gewees. En wat hy sê is, sonder daai restituisie is die hele proses 'n bietjie van 'n laer graad versoening. Hy noem dit nou goedkoop. Ek dink nie hy probeer, dis nie 'n pejoratief nie, hy probeer dit nie noodwendig afmaak nie, maar hy probeer sê dit is 'n laer liga van samewerking as jy nie uitkom by restituisie nie. Dit doen afbreek aan die proses. Jy kan nie net halfpad of op 'n punt stop en sê goed, nou is ons versoen as jy nie werk aan daai komponent nie. So dis hoe ek verstaan wat professor Modise sê en ander sprekers het dit geëcho, definitief. Ja, ek wil inleen daarbey wat hy het gesê dit is 'n praktiese manier om versoening geloofwaardig te maak. En ek dink dit was hy wat die voorbeeld ingebring het van die VGK wat nou hulle kerkgebou moet terugkoop by die NG Kerk. Dit is 'n voorbeeld byvoorbeeld, nê, waar die NG Kerk dit anders sou kon benader.
Ja, ek dink dit gaan op die ouend oor so van die sprekers het wat in die berigte wat ons oor dit skryf, jy weet, van die mense is uit die gehoor uit aangehaal, soos hulle want daar was vrae tyd. So heelwat van die mense sou deelneem aan dit. So hy het nie spesifiek so daaroor gepraat nie, maar wat mense hoor in die gehoor byvoorbeeld is jy weet, as jy nou in 'n histories 'n breinkerk is, hoekom is jy in die eerste plek hier aan die buitewyk van die dorp? Dis 'n funksie van groepsgebiede wette in apartheid. So jy kan nou sê dis lank gelede, maar die feit dat daai kerk daar staan, is 'n funksie van ons land se geskiedenis. Nou as die gemeente sou inbeweeg of lidmate inbeweeg en na die middedorp beweeg of iets soos dit en op soek is na 'n plek om te aanbid, nou en hulle gaan klop aan by die NG Kerk wat miskien besig is om van geboue ontslae te raak. Nou word hulle gevra 'n paar miljoen rand om hierdie gebou in te neem of hulle word huur gevra. Is dit regverdig? Dit is die vraag wat bespreek is. Dit is op die praktiese vlak. Of daar's 'n dorp, daar's 3 NG Kerke op dieselfde dorp, hulle almal begin 'n lidmate daar, hulle wil minder maak. Wat doen hulle? Hulle vat daai een kerk, daai bate en verkoop dit op die oop mark, né? Gewillige willing buyer, willing seller. So hulle verkoop dit aan enige kerk. Maar daar's Ja. ook 'n VG Kerk wat miskien sukkel met geriewe. Nou waar is hierdie vennootskap, hierdie broederskap en hierdie goeters dan? Jy weet, dit is die tipe vrae wat ek hoor, sonder om woorde in mense se mond te sit, maar dit is wanneer ons oor restituisie praat, wanneer ons oor strukturele goed praat, is dit op daai vlak. En ek dink dis nodig om te sê die taakspan, die NG Kerk se taakspan navorsing, het al heelwat geskryf hieroor. Jy sou onthou by die algemene sinode in hulle verslag het hulle gepraat oor wat hulle nogal interessant bestempel as the afterlife of apartheid. Jy weet dat apartheid 'n tweede lewe het hier in ons midde. Lank nadat dit verby is, gaan dit voort op sekere baie konkrete maniere. So daai tipe van maniere, die spatial planning van al ons stede, maar ook in ons eie gemoedere, goed waarvan ons nie bewus is nie. En ek dink ook dit het ter sprake gekom. Dit die een opmerking was gewees rondom dat daar nog steeds by die NG Kerk die persepsie is dat hulle die moederkerk of die parent kerk is en die PGK die soort van die kinderkerk is. Die dogterkerk, ja. Ja, jy weet dit klink nou na net taal of redekabel, maar dat daar 'n persepsie is. En dat daar nie bewussyn is by die NG Kerk geleedere soms nie rondom dit nie. As ek sê bewussyn is ek onmiddellik net dis byvoorbeeld om net stil te staan en te sê selfs ons is jy weet ek en jy wat nou hieroor praat. Dis nou twee mense wat nou praat oor 'n funksie wat gebeur het daar. Daar's perke aan watter insigte ons het voordat ons nog mense innooi oor hierdie gesprek. So om heeltyd die proses net te stop en sê ek is bewus daarvan dat hierdie setup het sy perke. Dis nie 'n VGK stem in hierdie gesprek nie. Ek het my eie bindekolle. So dis heeltyd daai oefening. So wat ek wil sê is mense sou 'n fout maak as jy die indruk kry hier in Natal en Durban waar die konferensie plaasgevind het, was daar 'n groep mense wat nou besig is om die inventaris van al die NG Kerk se gebreke te neem. Dit was nie die geval nie. Dit was 'n hoë vlak ontleding van wat is versoening en hoekom is dit moeilik? Hoekom sukkel die twee kerke om te vorder? Modise se bydrae was een. As ek kan spring na Dominee Jan Libbe, wat ook in 'n aparte sessie gepraat het, jy weet van die redes wat na vore gekom het. Dis natuurlik nie die tipe vraag waarop daar een helder antwoord is nie, maar van dit is Jan Libbe het genoem dat daar amper 'n soort van 'n geleentheidskoste is verbonde aan die sogenaamde gay debat wat die afgelope paar jaar regtig aan die spits gedryf is in die NG Kerk. Wat daarmee bedoel dat wanneer ons met X besig is, kan ons nie met Y ook besig wees nie. So dat die stroombaan amper al die energie getrek het in daai rigting. Dit is een van die punte wat Jan Libbe gemaak het. Hy het homself amper onderbreek en gesê dis nie 'n verskoning nie, maar dis net 'n observasie wat hy maak dat die NG Kerk is besig met eie prosesse sedert ten minste 2015. Die ander punt wat belangrik is dat Christina Landman, die teoloog van Unisa, het die punt gemaak, is mens moet ook validate dat daar is baie gemeentes wat vorder hiermee. Met ander woorde in die Oeverberg en rondom Pretoria en anders daar is gemeentes wat die tussenorde gebruik wat regtig op 'n praktiese vlak baie ver vorder. So ver vorder dat hulle eintlik al verby dit wat die tussenordes in die goed moontlik maak.
beweeg het. Maar soos enige soort van die adoption curves wat jy sien as 'n nuwe selfoon uitkom, die ouens wat vroeg aanneem, die gros in die middel en dan die laggards, die laastes. Jy weet daar's dieselfde soort van patroon met die goed daar is gemeentes en ringe en synodes wat baie ver, nie sê agter nie, maar baie wyd versprei is op hierdie projek. En daai early adopters, daai mense wat regtig op 'n strukturele vlak saamwerk tussen VG en NG is in die minderheid. Is die indruk Mm. wat ek kry definitief uit Christina Landman se voorlegging en ek dink nie enige teenwoord was helder geweest oor dit daar nie. So die proses loop baie stadig. Nog iets wat Jan Libbe gesê het is jy weet hy het net op 'n manier 'n persoonlike waardering vir iets soos die Bellaar belydenis uitgespreek, iets van sy eie persoonlike pad, as ek dit nou so kan stel, met die destydse NG Kerk in Afrika verduidelik van waar hy groot geword het op Kuruman. So daar's ook net die realiteit van hier's 'n nuwe moderator wat net moet probeer ook sy bona fides op die tafel sit en iets van homself ook gee vir die vergadering. So dit was so 'n tipe van geleentheid gewees en eerder as 'n workshopping van kerkeenheid, jy weet. Dit was maar ek dink dit was wat ek mee weggestap het is net die miskien voor die hand liggende gewaarwording van hoe ongelooflik kompleks dit is. Jy het twee kerke wat beide regtig baie interne prosesse en eintlik tot 'n mate baie interne konflik het. So om net eensklaps te gaan sit en praat oor iets so ingewikkeld soos hoe jy herenig is nog 'n entjie teen die pad af. Is my soort van ontleding. Ek gaan net so vir 'n laaste opmerking is dit is moeilik. Ek dink is nodig dat mense dit sê. Dit is jou take gewees daarvan, wat ek gelees het, mense eie ervaring met gesprekke dit is nie maklik nie, maar mens kan nie ophou nie, reg? Dit moet voortgaan. Ons is nou in die 30 jaar bestaanjaarviering van hulle, ons is in die 30 jaar van demokrasie. Dit moet aanhou. Kyk ek dink die vraag vir die leierskap is hoe bestuur mens dit? Jy weet. En die vraag natuurlik is waar is mense in die algemeen? Waar is mense se eie behoefte aan eenheid in ons land? Jy weet. Ek dink mense kan 'n fout maak as jy van buite af hierna kyk en dink dis nou die kerk wat besig is om te fight. Ek dink dit is 'n proxy, as ek dit so kan stel, van 'n groter gesprek van versoening in ons land, sosiale kohesie in ons land. Daar is nou die detail hier van belydenisskrifte en kerke en geboue en so, maar eintlik gaan dit oor waar trek ons 30 jaar na die verkiesing op 'n klomp vlakke. Wanneer jy ons forceer om op 'n meer gedetailleerde manier saam te werk as die idee van versoening op 'n amper teoretiese gevoelsvlak. Terug by die taakspan navorsing van die taakspan anti-rasisme en versoening, daai taakspan se verslag wat ek voorna verwys het, is hulle maak die punt dat dit is hulle het 'n akademiese referaat daar binne in die verslag wat by die algemene synode gedien het wat regtig interessant is. Dis geskryf deur Kobus van Wijngaard en Louis van der Riet. En hulle maak die punt dat die primêre manier waarop die NG Kerk hulle posisie in die samelewing onderhandel is in die diskurs rondom maatskaplike betrokkenheid. So daar's enorme maatskaplike betrokkenheid en gesprek daaroor en help gemeenskappe, red plase, red dorpe. Daai goed gebeur. Mense wil nie dit miljoene rande, ja. Maar dit is die manier waarop die NG Kerk amper kies om sy posisie te probeer negotiate. En ek praat nie van die NG Kerk as 'n topstruktuur nie, ek praat van mense. Dis wat hulle voel. Dit is waar ek 'n rol het om te speel. En ek dink wat in die VGK gesprek uitkom is daar is ander vlakke waarop die gesprek ook plaasvind. Daar is politieke vlakke en strukturele vlakke en interpersoonlike vlakke waarop die gesprek van versoening ook moet plaasvind. Eerder as op hierdie maatskaplike betrokkenheid vlak wat natuurlik 'n legitiem en ongelooflike waardevolle proses is. So ek dink dit is een van die plekke waar dit verryk is. Net 'n laaste opmerking is, nog 'n spreker was professor Thias Gatla, wat nou die ou VGK leier is, 'n bekende naam waarskynlik onder kerkbodeleesters. Hy het nog 'n tipe van 'n skema gewys,
Dit kom ek dink uit soort van change theory, net hoe goeders verander, en wat hy ook net doen is, daar moet 'n tyd wees van eers net bewus word. Jy weet, eers net stil staan by, wow, bewuswording van hoe ver ons uitmekaar uit is, hoe ongemaklik van hierdie goed is. Jy weet, ek dink anders raak die proses ongelooflik uitkomsgedrewe en jy wil onmiddellik na een of ander reënboog hardloop, eerder as om net in die proses te bly en te verstaan Mm. hoe die ander gespreksgenote voel. Dit is die grootste aanwins Mm. van so 'n tipe gesprek, is om in die soveel details soos 'n 2-dag konferensie kan toelaat, regtig te hoor wat die VGK se verskillende soort van besware is binne in die kerk, en binne in hulle eie strukture. Ja, ja, weet jy, dit skep by my die prentjie van, weet jy, dat mense net om 'n vuur net bietjie sit en mekaar 'n slag net hoor, wat Ja, nodig is. en ek dink mense het soms die behoefte dat dit alles jy weet, verskriklik gemoedelik moet wees, maar die feit is, dit is ongemaklike goeters. En ons Mm. land, jy weet, ons het 'n soort van 'n reënboogkruitvat land, jy weet, en die kerk is weer eens 'n funksie daarvan. Dit sal baie verrassend wees, miskien 'n soort van vreemd wees as jy nie van hierdie regtige ongemak wat jy in die land waarneem en beleef, ook binne in die kerk se strukture teekom nie. Jy weet, dit sal amper soort van dissosiatief wees, jy weet, as ons net praat oor hoe fantasties alles is, en eintlik is dit, as jy teruggaan na die verskillende dorpe, is daar regtige strydpunte. En dit is dink ek wat uitgekom het.